Goeiemôre geliefdes, ek groet u in die lieflike naam van Jesus. Ons het gister gehoor dat Dawid sê, U is my rots en my heil. You are my rock and my salvation. Ons weet hy verwys na Jesus, die rots, die fundament wat Paulus sê gelê moet word waarop ons geestelike lewens moet bou. Nou, my vraag vanoggend is, hoe bou mens op hierdie rots wat Jesus genoem word? Hoe bou mens op hierdie rots? Ek wil hê ons moet terugkeer na daardie gesprek tussen Jesus en Petrus daar in Matteus 16 by Caesarea Philippi. Onthou jy dat Jesus en Petrus was van aangesig tot aangesig. Dit was 'n konfrontasie so te sê, waar Jesus vir hom sê, nou wie sê jy is ek? En hy draai om en hy sê vir Jesus, U is die seun van die lewende God, Matteus 16:16. U is die Christus, die seun van die lewende God. Maar wat hier gebeur het, was 'n persoonlike konfrontasie tussen Christus en Petrus homself. Dit is nie vir Petrus dat Jesus 'n idee is, of dat Jesus ver van hom verwyder is nie. Petrus is in Jesus se teenwoordig. Hy is daar by hom. Hierdie is 'n persoonlike, baie persoonlike konfrontasie wat plaasvind. Dis direk, dis persoonlik. Dit vind plaas tussen die redder, Jesus Christus, en Petrus homself. Die tweede ding wat ons moet sien is dat Petrus het 'n direkte openbaring gehad van Jesus Christus, dat Jesus Christus die Christus is, dat hy die seun van God is. Hy sê daar in vers 17, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. So, behalwe dat Petrus 'n direkte ontmoeting met Jesus gehad het, gesig tot gesig, hulle kon mekaar se oogkleur sien, het Petrus ook 'n direkte openbaring van die Vader homself gehad, oor wie Jesus Christus dan nou werklik is, en dat hy seun van God is. Wat dan gebeur is dat Petrus erken, hy maak 'n persoonlike erkenning, wat hy nie kon doen as hy nie onder 'n persoonlike oortuiging gekom het, dat Jesus Christus nie net 'n rabbi is, of soos die ander mense sê, 'n profeet, of Jeremia, of Elia is nie, maar dat hy die seun van die lewende God is. So dan maak Petrus 'n persoonlike erkenning dat dit aan hom geopenbaar word. En dit lei tot 'n belydenis. Petrus bely hierdie waarheid. En dit is baie belangrik, geliefdes, dat ons sal besef, dat as ek en jy ons huise bou op die fundament Jesus Christus, dat ons ook met Jesus 'n persoonlike ontmoeting sal hê. Dit is belangrik. My sê, en hy sê altyd, maak jou oë toe en sien jy Jesus. Jy moet Jesus sien. Nou, geliefdes, ons het nodig om met ons geestesoog 'n persoonlike konfrontasie met die koning van alle konings, die Jesus Christus. En dan het ons 'n goddelike openbaring, dat die persoon met wie ons 'n ervaring het, met wie ons 'n konfrontasie het, so te sê, dat hy die Christus is, dat hy die redder is. Dit lei dan daarna, dat ons 'n erkenning daarvan maak, dat ons met ons mond bely dat hy die Christus is. En dan bely ons hierdie waarheid. Dit is verskriklik belangrik, dat ons hierdie 4 ervarings in ons lewens sal hê. Ons moet 'n openbare belydenis maak, dat ons hom aangeneem het. Maar ons kan nie hom aanneem, as ons nie 'n openbaring van hom, van God af ontvang het nie, as die Heilige Gees hom nie 'n werklikheid vir ons gemaak het nie. Geliefdes, ek moedig u aan, soek hom en vind hom. Dis my gebed vir u vanmôre. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat Petrus 'n lewende, werklike, eerste rangse, persoonlike, individuele ervaring met u beleef het. Maar meer nog, dat hy openbaring van die Vader gehad het, dat u die Christus is, dat u die seun van die lewende God is. En dankie, Here, dat hy bereid was om dit te bely en te erken. En ek bid, Here, dat ons u sal bely en erken. Nie omdat ons gehoor het dat u die Christus is nie, omdat ons u van aangesig tot aangesig ontmoet het. Is my gebed in Jesus naam. Amen.